Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom by Straatwys. Daar is 'n aanhaling wat sê nie alles wat getel kan word, tel nie. En nie alles wat tel kan getel word nie. Nou, daar is iets in daardie spanning tussen wat aan die een kant sin maak op papier en wat sin maak in jou hart. Wat ons generasie baie goed ken. Dis amper soos ons leef in 'n en wêreld. Jy wil verantwoordelik wees, maar jy wil ook leef. Jy wil wys wees met geld en jy wil asemrowende oomblikke hê wat nie bereken kan word nie. En ek kan nie anders nie, maar op 'n oggend soos hierdie en elke keer wat ek Formule 1 karretjies kyk, dink ek aan my ouers, want ek het daarvan gehou en hulle nie. Hulle sal altyd vir my gesê het, man, dis stupid, dis sinloos. Dink net aan al die petrol wat gemors word en al die bande wat hulle gebruik. En as ek eerlik is, hulle was nie heeltemal verkeerd nie, maar hulle was ook nie heeltemal reg nie. Jy sien, ek en jy kom uit 'n generasie van ouers wat gevorm is deur oorlewing in die geskiedenis. Hulle het groot geword ook in die skadu's van die Groot Depressie en die Tweede Wêreldoorlog en lank na die gebeure self het hulle dit nog in hulle denke gebly in die manier hoe hulle ons opgevoed het en hoe hulle geleef het. Hulle wêreld was eenvoudig. Jy spaar, jy oorleef en jy maak altyd seker dat daar genoeg is vir môre. Besluite is geneem in terme van geld. Gesprekke het gedraai net om geld. En bederf, dit was amper 'n vloekwoord of sonde. Nie omdat hulle hard was nie, maar omdat hulle bang was. Want as jy nie genoeg het nie, kan jy nie oorleef nie. Maar hier is waar die storie so klein bietjie draai. Daardie survival mode leer jou om te oorleef, maar dit leer jou nie hoe om te leef nie. En selfs wanneer daar later genoeg is, bly die ou stemmetjie in jou agterkop wat sê, moenie mors nie, moet dit nie oordoen nie, jy kon dit dalk beter gebruik het. So jy sit met iets besonders in jou hande, 'n ervaring dalk, 'n oomblik en 'n bietjie bederf, maar jy kan dit nie ten volle geniet nie, want die skuld steel reeds die vreugde van daardie oomblik. En hier is die vraag wat my bly pla. Dink aan die oomblikke in jou lewe wat jou asem weggeslaan het. Daardie oomblikke wat jy gevoel het, jy is werklik lewendig en die lewe is die moeite werd. Onthou jy hoeveel dit gekos het? Onthou jy wat die rekening was? Onthou jy hoeveel petrolgeld jy moes uitry? Nee. Jy onthou hoe jy gevoel het. Jy onthou wie almal saam met jou daar was. Jy onthou die lag, die stilte, die trane, die lewe. Iemand se hand vashou of 'n drukkie of 'n soentjie. Maar daar is 'n ander rekening in die lewe, een wat nie in rand en sente werk nie. 'n Rekening van emosies, van liefde, van genot, van verbondenheid, van ervarings. En dalk is dit waar ons geloof ook so radikaal anders praat. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nie net in oorlewing nie, nie net genoeg nie, maar oorvloed. En oorvloed beteken nie roekeloosheid nie, dit beteken volheid van lewe. Dit beteken jy hou die spanning tussen wysheid en verwondering, tussen dissipline en vreugde. Dis daardie metamodernistiese dans van aan die een kant eer jy jou ouers en hulle wysheid wat hulle gehad het, maar jy breek los van hulle vrese. Jy waardeer aan die een kant spaarsamigheid, maar jy kies ook om te beleef en te bederf. Jy verstaan die koste van dinge, maar jy kies om die waarde van oomblikke hoër te ag. Prediker sê daar is 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te spaar, maar daar is ook 'n tyd om te geniet. So dalk is die vraag nie, wat kos dit nie, maar eerder, wat bou dit in my siel? Wat dra dit by tot my ervarings van die lewe en van om die lewe te geniet? Want aan die einde van die dag, wanneer jy terugkyk oor jou lewe, gaan jy nie jou bankstaat onthou nie. Jy gaan nie die rekening onthou nie. Jy gaan nie onthou hoeveel dit gekos het nie. Jy gaan jou lewe onthou. En miskien, net miskien, is dit meer werd as enigiets in die lewe en tel dit meer vir jou en vir jou lewe. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.